Vader, ons sê vir U dankie vir U woord. Here, U sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En ons eer U as die lewende woord. En ek weet net dat woord en gees gekombineerd het die potensiaal om ons lewens te verander, om ons mindsets te skuif. It's got the potential to be destiny determining. And Lord, we open up our hearts, our spirit man, to your word and to your spirit. Your word says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And I pray, Father, that it will be you speaking to your people, making life-changing deposits in our lives this morning. And we pray that in the mighty name of Jesus. Ek wil net 3 minute vat en recap. Ons is hier op 'n reis. Ons is op 'n journey en ek wil graag almal saamvat. Ons almal word van tyd tot tyd gekonfronteer deur uitdagings wat te groot is vir ons. Vir sommige van julle wat hier sit, is dit finansies. Vir sommige van ons is dit gesondheid. Vir sommige van ons is dit 'n kind wat rebels is. Dis 'n situasie wat ons nie lekker weet hoe om te hanteer nie. Ons is uit ons diepte uit en ons het die Here nodig. En dis partykeer goed om in so 'n situasie te beland, want dit bring ons by 'n punt waar ons in die geloof moet leef. Nou, ons het vorige paar Sondae het ons paar keer verwys na die Israeliete. Ons het 'n paar keer verwys na Elia. Ek wil net vir julle sê hoekom, die van julle wat nie was nie. Daar's 'n wisselwerking tussen geloof, gebed, ons persoonlike verhouding met die Here en deurbrake. Of jy kan deurbrake ook noem goddelike ingrypings, of jy kan dit ook noem wonderwerke. Daar's 'n wisselwerking, daar's 'n korrelasie. Hierdie goed is afhanklik van mekaar. Dis deel van dieselfde mix. Die een kan nie sonder die ander nie. Geloof, gebed, persoonlike verhouding met die Here en deurbrake of goddelike ingrypings. Okay. Die een ding vir ons, as ons in die geloof wil leef, een ding vir ons wat sleutel is dit wat die Israeliete, toe hulle deur die wildernis gereis het, elke liewe oggend eerste ding van hulle dag moes doen. Hulle moes, as hulle oë oopmaak, voor hulle die tent opslaan, voor hulle hark en vee buitekant hulle tent, kampnetjies maak, voor hulle kos maak, koffie maak, moes hulle gaan manna optel. En hulle moes hulle self voed met daai manna. Nou, Jesus word genoem ons hemelse manna. Daai mense het hulle self gevoed met die manna wat uit die hemel uitgeval het, waarmee die Here hulle gevoed. Dit was bonatuurlike voorsiening en dit het vir hulle beteken oorlewing en lewe. Oorlewing en lewe. Voor die Israeliet sy dag kon begin, moes hy homself voed met God self, met manna vanuit die hemel, vir oorlewing en vir lewe. En ek weet net, die Here roep ons, en dit is bitter eenvoudig, maar daar's soveel Christene wat dit net eenvoudig minag, wat dit nie prioriteit maak in hulle lewens nie. Die Here roep ons om ons dag te begin met hemelse manna. Ons moet, voor ons journey vir die dag begin, by hom gaan sit en manna ontvang. Dit gaan oor oorlewing en dit gaan oor lewe. Né? Dit word bevestig in die Onse Vader, toe die Here sy disippels leer bid het. Toe sê hy vir hulle moet so bid: Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Jy gaan nie vanaand 11 uur voor jy jou bedlampie afsit, vir die Here vra, gee my vandag my daaglikse brood nie, die dag is verby. Die hele konteks van die Onse Vader dui daarop dat daai gebed in die oggend gebid is. So ek dink net dis 'n sleutelding, dis hoekom ek dit oor en oor en oor, ek dink dis die 4de Sondag hierdie jaar wat ek dit sê. Die Here sê dit vir my en hy sê dit vir elkeen van ons: begin jou dag met hemelse manna. OK. Elia, julle ken die verhaal van Elia, baie kortliks. Hy het deur 'n baie moeilike tyd gegaan. Agab en Jezebel, dis die koning van die land en die koning se vrou,
gee hom 'n harde tyd. Jezebel gee opdrag dat Elia moet doodgemaak word. Elia se passie was, hy wil die harte van die Israeliete weer laat draai na die Here toe. Hy wil hê hierdie volk moet die Here passievol dien. Die Here antwoord met vuur uit die lug uit toe Elia bid. Hy het 'n massive deurbraak, grootste oomblik in sy bediening, maar niks gebeur nie. Die volk draai nie na die Here toe nie. Hulle gat maar aan op hulle ou manier. En wat meer is, Jezebel gee opdrag, Elia moet doodgemaak word. Dis wat sy gedoen het. Sy het die ware profete van die Here doodgemaak. Alright. Nou is Elia in die wildernis in, hy gaan sit onder 'n bos, hy's moeg, hy's moedeloos, hy's depressief, hy kom selfs met 'n death wish. Hy sê, Here, vat my lewe, vat my weg, ek wil nie meer leef nie, ek het genoeg gehad, ek is nie beter as my vader. Die Here luister nie na dit nie, die Here antwoord nie daai versoek van hom nie, die Here stuur 'n engel. Kry nie die prentjie, nou sit Elia daar onder die bos, hy's moeg, hy's moedeloos, hy's depressief, hy vra die Here, laat ek liewer doodgaan. Hy het selfmoordneigings. Die Here stuur die engel kom staan by hom, en die engel sê vir hom 2 woorde. Engel sê vir hom, arise and eat. En aan die begin van die jaar, vir die eerste keer in my lewe, hierdie woordjie arise, so met my gepraat, laat ek kon nie oor dit kom nie. Arise beteken, gaan posisioneer jouself voor die Here, sodat jy kan ontvang van hom, sodat hy jou gereed kan maak, sodat hy jou bonatuurlik kan bekragtig vir die journey wat vir jou wag. Want daar het vir Elia 'n journey van 40 dae en 40 nagte gewag, as hy daar opstaan. Die engel sê vir hom, arise, eat, for the journey is too great for you. For the journey is too great for you. Arise, posisioneer jouself voor die Here, sodat jy van die Here kan ontvang, sodat hy jou in staat kan stel om jou journey te voltooi. Arise, eat. Eat spreek van ontvang van die Here. En dit sê baie meer as net dit. Dit sê ontvang bonatuurlike toerusting van die Here, wat jou in staat gaan stel om jou journey te voltooi. Die engel voed hom met brood en met water. Jesus is die brood van die lewe en Jesus is lewende water. Aan die ander woorde, God voed Elia met homself voor sy journey begin. Okay? Voor ons praat oor geloof, voor ons praat oor deurbrake, voor ons praat oor wonderwerke, praat ons eers oor persoonlike verhouding en gebed. Israeliete voed hulle self met hemelse manna voor hulle dag begin. Voor daai een dag journey begin. Is 'n dag tot dag ding. Maar ons is ook op 'n journey, medium termyn, lang termyn, nie net kort termyn nie. Die Here sê vir Elia, arise, positioneer jouself, eat, ontvang van die Here, voor jy met jou journey begin. En ek sê vir jou vanoggend hierso, dames en here, jy kan so briljant wees wat jy wil, jy kan so uitgesorteer wees, jy kan finansiëel so sterk wees as wat jy wil. Ons beland in seisoene en ons beland in situasies in ons lewens where the journey is too great for you. You're going to need God to complete your journey. Right. Geloof. Hoor gou mooi. Daar's 'n paar miskonsepsies, daar's 'n paar wanpersepsies oor wat geloof regtig is. Die geloof wat ons van praat is nie rasionalisme nie. Rasionalisme is geloof in rede, dis geloof in die mens se intellek, dis geloof in die mens se intellektuele kapasiteit. Dis rasionalisme. Nou ek wil net vir jou sê, as jy 'n wedergebore Christen is en die Gees van God woon in jou en jy's in die proses dat jou gedagtes renew word, dat jou gedagtes vernuwe word, dan behoort ons te besef, of ons behoort tot die besef te kom, dat alles rondom Jesus vanuit ons verwysingsraamwerk is bonatuurlik. Dis nie rasioneel nie, jy kan dit nie intellektueel verklaar nie. Verklaar jy vir my die maagdelike geboorte met jou intellek? Come on, ek sê vir jou, alles rondom Jesus vanuit ons verwysingsraamwerk is bonatuurlik. Jy kan nie die maagdelike geboorte verklaar nie. Jy kan nie Jesus se opstanding uit die dood verklaar nie. Hoe kan jy? Hy was so gemartel, gebrysel, geslaan, dat hy onherkenbaar was vir die mense wat naby aan hom was. Hy sterf toe, hy is 3 dae dood,
Hy staan op en die enigste litteken is die gate deur sy hande en die gat in sy sy. Die res van sy liggaam volkome volmaak genees, hy staan op met 'n verheerlikte liggaam. Hoe verklaar jy sy opvaar hemel toe teen gravitasiekrag in? Ons logika, ons intellek kan ons net so ver vat. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek dink hier's ons in hierdie gemeenskap, hierdie beskawing wat ons deel van is, ons maak te veel van logika en van rasionalisme en van intellek. Ons beperk 'n God wat bonatuurlik in situasies kan ingryp en sy krag kan demonstreer omdat ons net gemaklik voel wanneer ons 'n ding verstaan. Okay, so geloof is nie rasionalisme nie. Geloof is ook nie humanisme nie. Humanisme geloof in die mens, geloof in die mens se vermoë. Wel, dis great as ons 'n slag in 'n situasie kom waar nou weet ek nie meer nie. Nou is ek uit my diepte, my planne is nou op. En geloof is ook nie materialisme nie, geloof in dinge. As baie mense wat in geld kan alles doen. As jy vir 'n ou vrou gaan dit met hom. Ek weet nie wat die persentasie is, maar 'n hoë persentasie, 'n groot persentasie mense antwoord jou aan die hand van sy bankbalans. Bankbalans reg, nee, dit gaan goed, I'm blessed. I'm sorted. I'm waxed, man. Dis reg. Geloof is nie rasionalisme nie, dis nie humanisme nie. Is ook nie materialisme nie. Maar ek wil vanoggend net weer hierdie ding highlight. Die bonatuurlike element. As ons praat van Christianity, as ons praat met van ons wandel met die Here, die bonatuurlike element in die Bybel is deurgangs aanwesig. Van Genesis tot Openbaring is daar 'n element, daar's 'n ondertoon van 'n God wat bonatuurlik ingryp en wat dinge doen wat ek en jy nie verstaan nie, wat ons nie met ons intellek kan begryp nie en wat ons in elk geval ook nie self kan doen nie. Die vyand, hy probeer baie dinge doen. Maar die een ding wat die Here vir my kom wys het in my lewe, my persoonlik, waar die Here my kom korrek het, is die vyand wil ons verwagting in die Here steel. En nie 100% daarvan gelyk steel nie, hy laat ons afskaal en afskaal en afskaal, tot ons naderhand vrede maak, soos met die bruilof in Kana, daar het gelukkig nie gebeur nie. Die vyand wil hê, ons moet tevrede wees met 'n bruilof sonder wyn. Die vyand wil hê, ons moet vrede maak met 'n situasie waar lewe in oorvloed ooglopend ontbreek. Ons kry nie ons deurbraak nie, die Here kom nie vir ons deur nie, en naderhand skaal ons verwagtinge af, en ons maak vrede daarmee, en ons sê, is okay. Is okay as die vyand jou motor steel. Is okay as hy jou kontantvloei opvoeter. Is okay as hy een seisoen se oes vat met 'n droogte. Is okay as hy tydelik jou gesondheid nadelig affekteer. Is okay. Solank hy net nie jou verwagting steel nie. Solank jy nog jou verwagting het, is jy 'n kandidaat vir 'n goddelike ingryping in jou situasie. Moenie net dat die vyand jou verwagting kom steel nie. In hierdie bonatuurlike element wat ons reg deur die Bybel kry. Ek wil net gou vinnig, ek wil jou 'n paar voorbeelde noem om ons geloofsvlakke te lig, om weer 'n verwagting in ons geesmens, in ons harte wakker te maak, om ons gedagtes 'n bietjie te vernuwe, dat ons nie God beperk tot 'n wêreldjie, tot 'n omgewing wat vir ons intellektueel of rasioneel sin maak. Die God wat vrugbaar maak. Daar's deesdae infertiliteitsklinieke, en ek prys die Here daarvoor dat daar baie mense gehelp. Weet jy wat? Hanna en Elkana was onvrugbaar. Hulle tot God uitgeroep. Daar was nie fertiliteitsklinieke in daai tyd nie. Hulle tot die Here uitgeroep. En op 'n laat stadium raak die Here vir Elkana en vir Hanna aan, en Hanna raak swanger en sy skenk geboorte aan
Samuel. Een van die grootste profete wat die volk Israel ooit gehad het. Die God wat vrugbaar maak. Die God wat genees. Daar was 10 melaatses. Dis 'n serieuse siekte gewees. Dis verwant, verstaan ek, aan tuberkulose vandag. Hulle het nie die miracle drugs gehad wat ons vandag het vir tuberkulose wat dit in 6 maande genees nie. Hierdie mense was melaats. Hulle was in kwarantyne geplaas, hulle was buitekant die stad. Hulle mag nie kontak gehad het met niemand nie. Jesus kom verby. Hulle sê, Here, asseblief genees ons. Jesus sê vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En toe hulle omdraai en begin stap na die priester toe is hulle nog nie genees nie. Toe is hulle nog vol sere en swere. Hulle is nog melaats. Hulle mag nie in die stad ingaan nie. Dis teen die wet. Hulle is in afsondering geplaas. Maar hulle stap in geloof uit op die woord wat Jesus vir hulle gegee het. En terwyl hulle so stap, begin die stampie een nou, hey, check hierso. Die sweer is weg. Hey, kyk hierso, die een is weg. Die een is weg. Die een is weg. Die een is weg. En toe hulle by die priesters kom, toe is hulle genees. Jesus het 'n woord gespreek. Hy het bonatuurlik ingegryp. Hy het 'n wonderwerk gedoen. Dit was nie 'n reeks antibiotikas wat die ding gedoen het nie. Ek prys die Here vir die reekse antibiotikas. Ek prys die Here vir die mediese wetenskap. Ek was maandag aan Mary Kliniek vir 'n proseduretjie op my oog wat ek loof die Here vir die mediese wetenskap. Maar daar's 'n God wat gereed staan en sy almag graag wil demonstreer. Hoor jy wat ek sê? Hy wil sy almag, sy liefde, sy kommitment teenoor die mensdom wil hy graag demonstreer. Maar ons het in 'n rad gekom van rasionalisme en intellektualisme en ons stel nie meer belang in hierdie goed nie. Ons doen dit vanuit ons eie kapasiteit. Ek sal nou terugkom na dit toe. Die God wat vrugbaar maak, die God wat genees. Die God wat voorsien. Man, daai weduwee, 2 Konings 4, finansiëel in 'n gemors. 'n Man is dood, hy was 'n godsman. Hy het saam met die profete geoperate. Maar hy het verkeerde finansiële besluite geneem. Toe hy doodgaan, toe sy so in die skuld, hulle weet nie of hulle kom of gaan nie. Daai tyd het dit so gewerk, die skuldeisers het nie jou bates kom beslag lê op jou roerende bates nie, goed nie, hulle kom beslag lê op jou kinders. En jou kinders moes vir hulle werk tot die skuld afgewerk is. En die skuldeisers het al gekom om die vrou wat nou weduwee se kinders te kom vat. En die man van God, die profeet sê vir haar, wat het jy in jou huis? Hy sê hierdie bietjie olie. Hy sê, right, vat daai bietjie olie, gaan leen kanne, gooi. En daai bietjie olie word gemultiply, dit word vermeerder en al daai kanne word volgemaak. En die ou sê vir haar, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld en jy en jou kinders kan dan leef vir die res van julle lewe van die geld wat oorbly. Hier praat ons van 'n bonatuurlike, goddelike ingryping. Hierdie vrou is nie Absa toe of Capitec Bank of FNB toe en al haar staat, haar hele finansiële posisie gaan voorlê in gebid, Here, gee my asseblief krediet en gee my, laat ons my oortrokke fasiliteit vergroot en dit was 'n goddelike ingryping. Dit was 'n goddelike ingryping. Ons rasionalisme, ons humanisme het ons in 'n hok gesit. Ons kom nie uit daai hok uit nie. Ons maak nie meer oop sodat die Here sy almag kan demonstreer nie. Die God wat vrugbaar maak, die God wat genees, die God wat voorsien, die God wat vrymaak. Besetene van Gadara. Come on, people. Die ou het nie net 'n chemiese wanbalans gehad nie. Hy was nie, ja. Dit was meer as dit. Ja, daar's gevalle waar dit 'n chemiese wanbalans is. 'n Medikasie gaan die ding doen. Daai medikasie kom van die Here af. Die mediese wetenskap is 'n blessing van die Here aan die mens, dit is 'n stuk van God se genade. Werk nie teen mekaar nie. Dis 'n stuk genade dat die mediese wetenskap kan doen wat hulle doen. Ek loof die Here vir dokters en vir verpleegsters en vir spesialiste. Dis God se genade. Hoe dink jy sou ons gelyk het
as dit nie daarvoor was nie. Maar moenie dat ons rasionalisme, ons intellektualisme God beperk en hom diskwalifiseer om God te wees nie. Hierdie ou, die beste psigiater in die wêreld, sou nie die besetene van Gadara kon help nie. Sy probleem het gesetel op 'n ander vlak. He was demon possessed. Jy het gehoor van demone. Hy het legio van hulle in hom gehad, ten minste 2000. Hy was demon possessed. Daar's 'n hiërargie van duisternis daar buite wat baie van ons probleme veroorsaak. En niemand kon hom vrykry en Jesus kom en hy sê vir hom, uit hom uit. Hierdie ou, hulle het hom geboei met kettinge, dan breek hy daai kettinge asof dit garedrade was. Niemand kon hom help nie. Kom Jesus, hy dryf die demone uit hom uit en hy dryf daai legio demone in 'n trop varke in 'n hol daar oor die kraans in die see. Die God wat vrymaak. Die God wat heers oor die natuur. Ons hoor deesdae baie van El Niño. As jy nou weet hierdie Karoo sien, ek het op 'n Karoo plaas groot geword. Reën is 'n serieus ding in my kop. Droogte is 'n serieus ding in my kop. As ek hoor van droogte dan ek ken dit. Ons het dit beleef. Dis lewe en dood daai. Dis finansiële oorlewing of is ondergang. Dis 'n serieus storie vir 'n boer. Nou ons hoor van El Niño en ek het so in die stilte het ek hoeveel keer gebid. En ek wil nou net 'n baie klein getuienis met julle deel. Julle het die koerant gesien gisteroggend, nie put sonder water nie, put onder water. Daar staan sulke plate water na die reën. Maar wat ek jou net vinnig wil vertel, ek sit gister in voorberei en ek kom by hierdie bladsy en ek tik op my rekenaar my volgende punt. Droogte en reën dubbelpunt, Elia in 1 Konings 18 vers 3, 1 Konings 18, 3 jaar lange droogte gebreek. Toe ek dit tik, vra my vrou, toe begin hy donder by, ten minste in Oude Meele, ek weet nie waar nog nie, maar toe val hy op my dak. Toe ek het tik, en ek raai oggend ook die koerant lees, en ek sien put onder water, sê ek, loof die Here. Jesus Christus is die naam bo elke naam. El Niño is nie die naam bo elke naam nie. Jesus Christus is die naam bo elke naam. Kom ons sê dit net weer vir mekaar. Kyk, as hy Noorweegse, dis mos 'n Noorweegse weerstasie wat die weer so akkuraat voorspel. Ek het al gedink, kan ons 'n bietjie by mekaar kom en hulle verkeerd bewys nie. Hulle voorspel vir die volgende soveel weke, tot op die uur korrek sê hulle. Ek al gedink, Here, nou wat nou? As dit nou so vas is, wat help met ons bid? Kan ons 'n bietjie die ouens se projeksies deur mekaar maak in die geestesrelm? Jesus het in sy tyd oor die natuur geheers. Hy het oor die natuur geheers. As soveel voorbeelde daarvan. Jesus en die disippels is in 'n ewige storm op see, Markus 4, ervare seemanne op daai boot, ervare seemanne wat doodsbeangs was, bevrees oor hierdie ewige storm. En Jesus kom en hy bestraf die wind en hy sê stil. Net dan. Hy heers oor die natuur, hy heers oor El Niño. Bid ons nog aandagtig daaraan? Of het ons rasionalisme en ons intellektualisme in die Noorweegse weerstasie, ek kyk ook die weer, en is ook vir my handig. Op die plaas het my pa het altyd, as hulle wil weet wat die weer gaan doen, hulle die oggend met hulle beker koffie op die stoep gaan staan. Kyk wat gaan aan. Ons sit die TV aan, en kyk die weerkanaal, om te sien wat die weer hier buitekant by ons gaan doen. As niks meer verkeerd nie, ek wil net sê, daar's 'n God wat leef. Daar's 'n God wat bonatuurlik kan ingryp. En ons beperk hom. Ons wat die slimste is onder die slimmes, ons beperk hom. Die God wat uitkoms gee. Eksodus 4. Hier gaan die Israeliete, hulle is op pad beloofde land toe. Hulle is in die moeilikheid.
Die Egiptiese weermag is agter hulle. Dis die enigste supermoondheid van daai tyd. Dit was die Amerika van daai tyd. Egipte se weermag is agter hulle, die Rooi See is voor hulle. Nou wat maak jy nou? Hierdie ouens het nie ingenieurs gehad wat 'n brug gebou het en die parte saam met hulle getrek het, want hulle weet hulle kom by die Rooi See en hulle gou die brug daar assemble, gaan hulle oor die brug nie. Rasionalisme en intellektualisme het nie die ding vir hulle gedoen nie. Dit was 'n God wat bonatuurlik uitkomste gee het. Hy laat net 'n vorige wind opkom en die water aan die linkerkant dam op en die water aan die regterkant dam op. Dit lyk soos 2 tsunamies wat so aankom wat net vries. Hulle stol net so. En 'n nasie stap droogvoets deur 'n see. God is gister en vandag tot na alle ewigheid dieselfde. Die God wat ewige lewe gee. Hy het vir Lazarus uit die dood uit opgewek. Een van my favorite hoofstukke in die Bybel, Johannes 11. Maar hy is ook die God wat ewige lewe gee. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En ek sê dit spesifiek vir jou. Ons glo dit. Ek dink hier's 99% van die mense wat genoeg geloof het, en dit het vir jou 'n realiteit geword, want ons word gered deur die genade uit die geloof, uit die genade deur die geloof. Ek wil jou net bemoedig. Die vyand sê gedurig vir my, en hy sê dit vir jou ook. Man, jy het nie genoeg geloof om die Here te vertrou vir jou genesing. Jy het nie genoeg geloof om die Here te vertrou vir jou kind. Jy het nie genoeg geloof om die Here te vertrou vir finansies nie. Ek sê vanoggend vir jou, die vyand is 'n vader van die leuns. Jy het genoeg geloof daarvoor. Jy het genoeg geloof gehad om jou te vat uit die koninkryk van duisternis en jou oor te bring na die koninkryk van sy seun toe. Jy het genoeg geloof gehad om jou na hierdie kant toe te bring waar jy die ewige lewe ontvang het. En jy ontvang nie die ewige lewe die dag as jy doodgaan nie. Jy het dit reeds ontvang. As wedergeborene het jy dit reeds ontvang. En weet jy hoe jy dit reg gekry? Deur jou geloof in Jesus Christus en sy voltooide werke te plaas. Nou moet nou nie laat die vyand vir jou kom sê, jy het nie genoeg geloof vir 'n paar rand nie, maar jy het genoeg geloof gehad vir die ewige lewe. Jy het genoeg geloof om jou deur jou situasie te kry, just exercise. Okay, maar nou, Jesus sleutel. Die ding wat goddelike ingrypings ontsluit, is geloof. Maar nou nie die geloof wat baie manne daar buite, die ouens wat om die braaivleis vier sê, hey boys, ons moet net glo. Ons moet net glo. As steek hy sy volgende Chesterfield op. Nee manne, ons moet net glo, ons moet net vas staan. Glo nie, ou baas daarbo. Nee man. Ja, ek was ook daar, maar daai werkie. Dit moet die regte tipe geloof wees. Nou, die disippels, hoor nou hier, die disippels het geloof ook nie so lekker verstaan nie. Dis nie net ons om die braaivleis vier nie, die disippels wat 3 jaar saam met Jesus geloop het, hulle het die ding ook nie so lekker verstaan nie. Hoor gou hierso, Lukas 13, Jesus sê vir hulle, as jou broeder 7 keer op 'n dag teen jou sondig en hy kom sê hy het berou en hy vra vergifnis, dan moet jy hom 7 keer op 'n dag vergewe. Hoor wat is die disippels se reaksie? Die Here sê vir hulle, jy moet die ou wat verkeerd aan jou doen, jy moet hom 7 keer op 'n dag vergewe. Die disippels besef maar, hoor jy, ons is heel uit ons diepte, ons kan nie dit doen nie. Ons gaan nie dit regkry, ons kan nie op hierdie standaard kom nie. En hulle sê vir Jesus, nee Here, ons gaan nie dit regkry nie. Here, gee ons asseblief meer geloof. Dis hulle reaksie op Jesus se instruksies. Hy sê vergewe 7 keer op 'n dag, hulle besef nee wat. Uit my diepte uit gaan dit nie regkry nie. En hulle sê, Here, gee ons dan meer geloof. En die volgende vers begin met die woord maar. So jy weet sommer, dit gaan nou verander. Iets moet verander. Jesus laat hulle goed verstaan, nee manne, meer van dieselfde geloof as wat julle nou het, gaan nie die ding vir julle doen nie.
En Jesus sê vir hulle, as julle geloof soos 'n mosterdsaad het, sal julle vir hierdie sycamore tree, gaan kyk in die ou King James vertaling, as julle geloof soos 'n is 'n ander tipe geloof, manne, wat julle nodig het, om deur hierdie ding te kom, om vir julle daai kapasiteit te gee, is 'n ander tipe geloof as die geloof wat julle tot nou toe gedink het julle het. As julle geloof soos 'n mosterdsaad het, sal julle vir hierdie sycamore tree, die sycamore tree is 'n vyeboom, sê, word ontwortel en word in die see geplant. So Jesus praat die een oomblik oor geloof, en die volgende oomblik praat hy oor 'n vyeboom. Nou, hier is nou 'n interessante ding. Kom ons kyk gou na Jesus, geloof en vyebome. Dis 'n sleutel. Dis 'n sleutel wat vir sommige van ons 'n ding gaan oopsluit. Hy praat die een oomblik van geloof, volgende oomblik van 'n vyeboom. Nou, julle weet, Adam en Eva het hulle self met vyeblare bedek na die sondeval. Toe hulle naaktheid besef, toe bedek hulle self met vyeblare. Die Jode, gaan lees maar bietjie, die Jode glo tot vandag toe, dat die boom van goed, die boom van kennis van goed en kwaad, wat in die paradys gestaan het, die boom van kennis van goed en kwaad, was 'n vyeboom. Jesus het in al sy tyd op aarde, hy het altyd 'n issue gehad met vyebome. Hoekom? Wat gaan hier aan? Hy praat die een oomblik van geloof, dan praat hy van 'n vyeboom. Jode glo dat die boom van kennis van goed en kwaad was 'n vyeboom. Adam en Eva bedek hulle naaktheid met vyeblare. Hier's 'n ding. Vyeboom, simbool van die boom van kennis van goed en kwaad. Die boom van kennis van goed en kwaad sê, jy is wat jy doen. As jy oortree, is jy 'n oortreder. As jy misluk, is jy 'n mislukking. Jy is wat jy doen. Wat jy doen, definieer jou. Ons gaan dit nou connect met geloof. You must do in order to be. Dit is die leen van die boom van kennis van goed en kwaad, wat die Here vir Adam en Eva gesê, moenie daarvan eet nie. Toe Satan vir Jesus in die wildernis inneem, om versoek te word, toe sê hy vir hom, as u die seun van God is, nou laat ek net gou rewind, net voor dit, waar hy gedoop is in die rivier, het die Here vir hom gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Nou kom Satan, en hy versoek vir Jesus in die wildernis, en sy opening line is, as u die seun van God is, verander hierdie klippe in brood. Weereens die do to be misleiding. Ok, Matteus 21, hier gaan dit weer oor vyebome en geloof. Jesus en sy disippels is op pad Jerusalem toe, is 'n dag of 2 voor Jesus gekruisig gaan word. Stap maar verby 'n vyeboom, blare is groen. Jesus gaan kyk, daar's niks vrugte aan nie, maar dit was nie die seisoen vir die boom om vrugte te dra nie. En Jesus het 'n issue gehad met vyebome. Reg deur sy lewe. Hy vervloek daai vyeboom en hy vrek tot in sy wortels, hy verdroog tot in sy wortels. Die disippels is verwonderd, hulle sê maar, Here, Rabbi, die boom wat u nou net vervloek, hy het verdroog tot in sy wortels, hy's morsdood. Jesus sê vir hulle praat met hom oor 'n vyeboom. Jesus sê vir hulle, as julle geloof het, en julle twyfel nie, sal julle vir hierdie berg, nie 'n berg nie, sal julle vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see. Hierdie berg, watter berg? Nie Tafelberg nie, nie Olofberg nie, watter berg? As jy geloof het en nie twyfel nie, sal jy vir hierdie berg sê, hef jouself op en werp jou in die see. Weet jy wat 'n berg was dit? Hulle was net buitekant Jerusalem. Hulle was by Temple Mount. Check my maar uit. Ek het baie seker gemaak van hierdie punt. Hulle was by Temple Mount. Die berg
net buitekant Jerusalem, waar die tempel opgestaan het. Hierdie berg met sy tempel, wat vir geslagte lank die simbool, die hoeksteen van die Joodse geloof en van die sacrificial system, dit was simbolies van die hele Oud-testamentiese godsdienstsysteem. Dit was simbolies van die era van die wet, wat in Moses se tyd begin het. Die Here sê vir hulle, as julle geloof het, as julle vir Temple Mount sê, for the old religious system, do to be, sê julle vir die old religious system, animal sacrifice, do to be, Deuteronomium 28, sê julle vir hy hele systeem sê, die do to be leen van die vyand, sê vir hom sê, hef jouself op, werp jouself in die see, gee pad uit my lewe uit. Dis die geloof, wat vir jou gaan vat na jou deurbraak toe. Jy moet hoor wat die Gees vir jou sê, ek kan net sulke sade drop vanoggend, ek kan nie 'n halfuur ingaan op hierdie en ek wens ek kon, maar jy moet hoor wat die Gees vir jou vanoggend sê. Dis die tempel, waar Jesus die tafels van die geldwisselaars omgegooi het. Dis die tempel waar Jesus die stoele van die duiweverkopers omgegooi het. Hoekom was Jesus so ontsteld in Temple Mount? Hoekom het hy die tafels van die duiweverkopers omgegooi? Weet jy wat het die mense gedoen? Hulle moes kom offers bring, om te kon ingaan. En wat die skelm entrepreneurs aan die tempel kom doen het, hulle het geweet, duiwe is van die goed wat geoffer moet word. Hulle kom maak hulle stalletjie daar oop, en hy verkoop sy duif, om die ou toegang te gee, na die Holy of Holies toe. Hoekom was Jesus so ontsteld? He was upset with people selling the sacrificial animals. He was upset because the people had to pay. The people had to do something to have access to God. Die vyand, wanneer jy die Here vertrou vir jou deurbraak, kom die vyand met die boom van kennis van goed en kwaad. Hy kom met die do to be leen. Hy sê, jy het nie genoeg gedoen nie. You must do to be. Jy kwalifiseer nie vir jou wonderwerk nie. Jy is nie op standaard nie. God is nie tevrede met jou nie. Jesus het vir die disippels gesê, as julle die regte geloof het, ek sal nou sê wat die regte geloof is, as julle die regte geloof het, as julle vir hierdie berg, nie 'n berg nie, dis waar die mense, ek het al soveel preke gehoor, hulle mis die punt. Hy het nie gesê 'n berg nie. Hy het gesê hierdie berg, Temple Mount, die ou sisteem, the old religious ways, the old religious mindset, do to be. Dit waarmee Satan Jesus in die wildernis versoek het. As u die seun van God is, maak van hierdie klip 'n brood. Daai klip is ook maar net weer simbolies van die twee kliptafels wat die wet opgeskryf was. Do to be. Jy's vrygemaak daarvan. Dis nie die basis van jou geloof nie. Die basis van jou geloof is wat op Golgotha gebeur het. If we live by faith, we live in the persuasion of what Christ has done for us. Faith is not something we do to get God to do something for us. Faith is something that happens to us when we realize what God has already done for us. Jy en ek is geregtig op alles waarvoor Jesus Christus op Golgotha betaal het. En jy hoef nie te steun of te staan op die do to be leen van Satan nie. Dis nie waar dit gaan nie. Plaas jou geloof in Jesus Christus en sy voltooide werke, en ek en jy is geregtig op alles waarvoor hy met sy bloed en met sy lewe betaal het. Dis die basis van ons geloof. Ek wil net nog 3 goed noem. Glo asseblief die waarheid oor die duiwel en sy voorneme met jou, en glo die waarheid oor God en sy voorneme met jou. Ons hoef nie 'n kommissie van ondersoek aan te stel, om te gaan vasstel wat gaan aan met die Satan fenomeen nie. Satan bestaan, en hy's 'n werklikheid.
Die duiwel is volkome boos, hy haat jou, hy wil jou vernietig, hy's 'n slagter, hy's 'n dief, hy's 'n verwoester. Hy wil steel, hy wil jou hoop steel, hy wil jou verwagting steel, hy wil jou verhoudings steel, hy wil jou voorspoed steel, hy wil jou oorvloed steel, hy wil jou ruïneer, hy wil jou laat onderpresteer. He wants to keep you from prospering and being in good health. Dis wie hy is. Hy's 'n slagter, hy's 'n dief, hy's 'n verwoester, hy haat jou. Hy's volkome boos. God is volkome goed. Hy het jou oneindig en onvoorwaardelik lief. Hy wil vir jou lewe en dit in oorvloed gee. Dis die kontras. God kom gee lewe, hoop, geloof, voorspoed, oorvloed, gesondheid, vooruitgang, vergrote grondgebied, seëninge, goedheid en guns, leiding, rigting, verlossing, openbaring. Dis die kontras tussen God en Satan. Glo die waarheid oor die duiwel en sy voorneme met jou, en glo die waarheid oor God en sy voorneme met jou. Alright. Nou is ek en jy in die middel. En ons moet besluit wie ons gaan glo, en ons moet besluit met wie ons gaan identifiseer. En dit mag vir jou klink, I'm stating the obvious. Weet jy hoeveel keer identifiseer ons met die verkeerde een? Glo ons die leuns van die vyand, in plaas van die waarheid wat die Here vir ons wil deurgee. Tweede laaste ding, glo dat jy aan God behoort en nie aan die duiwel nie. Ek lees hier in die week Oral Roberts, ek werk deur 'n boek van hom, boek is 40 jaar oud, absoluut anointed. Hy preek die aand oor you belong to God. En hy hak vas en hy voel 'n prompting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees net vir hom sê, repeat this, repeat this, repeat this. En hy sê 'n paar keer, you belong to God and not to the devil. Hy sê, tell the devil to take his hands off God's property. Tell the devil to take his hands off God's property. En herhaal dit, herhaal dit, herhaal dit. Hy hoor later die storie. Daar sit die aand in die gehoor 'n vrou, jong vrou. Na die aand stap sy huis toe deur 'n donker area. Hier's 'n man met 'n mes op haar en hy wil haar verkrag. Mes by haar keel, begin haar te dreig. Sê vir haar waaroor dit gaan, dis wat hy verwag, anders gaan hy haar seermaak. Maar hy bly net praat. Hy bly net praat. Hy doen niks verder nie. Hy maak haar nie seer met die mes nie. Hy doen niks verder nie. Hy bly net dreig. Hy bly net dreig en die mes bly so. Ewe skielik kom die 3 ouens en die ou spring op en hy hardloop weg. Hy word later gearresteer. Hy maak 'n confession. Dis blykbaar gedokumenteer, sê hy in die boek. Hy maak 'n confession, hy maak 'n verklaring aan die polisie. Hulle vra vir hom, maar hoekom het jy nie gedoen wat jy wou gedoen het nie? Jy het genoeg tyd gehad. Daai ouens het 'n paar minute later eers aangekom. Hy sê ek kon nie. Hierdie vrou sê die heeltyd, you can't, dis reg. Sy die heeltyd terwyl hy uitdreig het, sy net gesê, you're not allowed to touch God's property. You're not allowed to touch God's property. Sy het dit die heeltyd gesê. En daai ou sê net, hy was lam gelê. Hy kon nie doen wat sy voorneme was om te doen nie. Hy was lam gelê. Vat dit. Die vyand wil jou ook wurg. Hy wil jou ook seermaak, wil jou ook slag, wil jou ook verwoes. Sê vir hom, I am God's property. You're not allowed to touch God's property. As jy 'n probleem met jou kind, wat 'n tiener is, hou op om die ding met jou rasioneel te veg. Hou op om met persuasive arguments te doen. Veg dit in die gees. Gaan 'n bietjie in jou binnekamer en gaan bid. Spreek dit. Neem jou autoriteit op in Jesus en sê, this child of mine is God's property. You're not allowed to touch God's property. Get your hands off God's property. As ons dit in die gees veg, dan hoef ons dit nie noodwendig in die vlees te veg. Weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, en dat julle nie aan julleself behoort nie, julle is duur gekoop. You are God bought, you are God filled, and you are God owned. Sê dit vir die vyand. Sê dit. Jy mag dalk dink dis middeleeus, dis argaïs,
Dit pas nie by die 21ste eeu nie, man, Jesus het dit gedoen. Hy het vir Satan gesê, kliphard, vir almal om te hoor, get behind me, Satan. Hy het hom aangespreek, hy het hom rebuke, daar's krag in. Laaste ding, glo, dat God lief is vir jou, en jou beste belange op die hart dra. Jy moet dit glo. Ten spyte van wat jy gedoen, of nie gedoen het. Hoor gou hierso. Weerens kry dit uit Oral Roberts se boek uit. 3 Johannes 2. Daar staan, I wish above all things, this is God's wish for you. I wish above all things that thou mayest prosper and be in good health, even as thy soul prospereth. This is God's highest wish for you, that you may prosper and be in good health, even as you prosper spiritually. Is God se wil. Is God se wil dat dit met jou goed sal gaan. Oral Roberts sê, hy het hierdie poverty mentality gehad, waar hy stadium ry met 'n 19-voetsek chef, die meubels in hulle huis is so in 'n lam, as hy by die eetkamertafel gesit en kom sit die eetkamertafel se blad so op sy skoot. En hy sit een oggend vir 'n bus en wag voor hy klas toe gaan. Hy kry hierdie skrif. Above all, Oral, I wish that you may prosper and that you be in good health as your soul prospers. Hy sê, hy kon nie glo dit staan in die Bybel nie. Hy dog dit staan in een of ander motiveringsspreker se boek. Dit staan in 'n positive thinking boek. Daar staan dit in die Bybel. Hy vat dit. Hy sê, Here, ek glo dit want dit staan in die woord. En hier's van julle wat dink jou gebrek aan oorvloed, jou tekort is van die Here. Jy glo leuen. En as jy vir my sê, man, maar ek is nie gereed om die goed te ontvang nie, dan gaan ek nie lief wees vir die Here en gaan uithak. Sort jouself uit. Sort jouself uit. Wil jy vir my sê, you are destined by God to struggle and to experience lack until the end of your life. Omdat die Here dit nie kan waag om dit vir jou te gee nie, want dan gaan jy wegdryf van hom af. Ag, come on. As skatryk mense wat onverdeelde harte vir die Here het, wat die Here van harte lief het, ten spyte van hulle oorvloed. Kom daar. Ek wil net hierso vir die saaiers wil ek dankie sê. Jy weet, is vir ons wonderlik om R100,000 inbetaling te kry in 'n maand, of 50,000. Ons kan nie sonder dit nie. Dis daai goed wat jou voorkom. Maar ek wil vir die ouens wat getrou jou R1,000 of jou R500 of jou R2,000 of jou R3,000 'n maand wat dit ingooi. Ek wil vir jou sê dankie. Ek wil vir jou sê dankie. Daar's 'n skrif, nou wat ek eers dit sê. As ons die Here vertrou vir voorsiening, if God can get it through you, He will get it to you. Luister 'n bietjie daarna. God is the greatest giver of all time. Ons is veronderstel om aan sy beeld gelykvormig. God seën ons om tot 'n seën te wees vir ander. If God can get it through you, He will get it to you. En dan wil ek net vir die mense wat dink hulle maak nie 'n beduidende bydrae nie, wil ek net sê, hoor die Here seën vir jou. God measures what we give by what we keep. So ek wil net die faceless massas wil ek net vanoggend sê dankie. Ons bid gereeld. Ek bid gereeld 'n seën oor elke gesin in hierdie gemeente en spesifiek ook 'n finansiële seën. En maak nie saak waarvoor jy die Here vertrou nie. My opdrag hier in die begin van die jaar is net gaan stir mense se verwagting. God se hart is ongelooflik. Ons het dit vanoggend hier gesing 'n paar keer. Ek was so bly hy liedjies is in vanoggend. God se hart is vir jou. Hy wil hê jy moet voorspoedig wees. Hy wil hê jy moet gesond wees. Hy wil hê jy moet lewe en dit in oorvloed. Neem jou gesag op. Praat met die vyand. Sê vir die vyand, I am God's property. I'm bought with a price. Jesus paid for me with His precious blood. Take your hands off God's property. Amen.
Amen. Ja, Here, al wat by my opkom is Arno se Psalm 23 en ek wil sommer net sê, dankie dat ons kan verwag. Ons kan dit verwag. Dawid het dit ook verwag. Dat net goedheid en guns ons sal volg al die dae van ons lewe. Dankie dat U ons vul met U vrede en met U vreugde. Dankie dat U ons voorsiener is, dat U ons geneeser is, dat U ons leidsman is. En Here, ons wil verklaar, ons leef in absolute afhanklikheid van U. Vergewe ons, waar ons dikwels ons eie ding doen, ons eie staat maak. Ons wil swaar leun op U. Dankie Here dat ons harte weer oopmaak vir goddelike ingrypings. Dankie dat U ons op 'n plek kry waar ons U weer toelaat om God te wees. Seën elkeen van hierdie mense, beskerm hulle, lei hulle, gaan voor hulle uit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.